Daar sê Eloise, welkom. Goeiemôre julle. Toe oom Cas nou praat oor die spore, oor die spore wat jy los en die duiwel wat ook dit dophou. So 7 weke terug was ons in Suid-Afrika, ek weet nie lekker waar ek moet staan, dat die klank nie dit doen nie, okay. So 7 weke terug was ons, okay, ons het Charles se boodskap gekry daar agter. Was ons in Suid-Afrika en en dit het regtig met my goed gegaan voor ons af is soontoe. En toe ek daar was ek herinner aan baie ou trauma, soos in 20, dalk langer as 20 jaar terug, se ou trauma spore, maar wat alreeds gesond gemaak is in my, wat ek al mee gedeel het, maar die duiwel het kom en vars goeters wat ook intussen gebeur het, wat hy vir my kom sê het, nee, hy wil hierdie spoor wil hy kom doodtrek, hierdie lyn wil hy doodtrek. En net voordat ons af is, het oom Cas met my kom praat oor iets, en ek het 'n nuwe geestelike stap ingeneem en 'n nuwe ja gesê vir die Here. En die vyand wou letterlik vir my sê, nee, voor jy terugkom en daai stap gaan kom inneem, gaan ek jou nou keer. En ek het hier by Tannie Letitia hulle opgedaag by die kerk by die Helpmeet. En Tannie Letitia het my nog geterg oor ek die vorige keer gedop het. En dit was nie die trauma wat dit veroorsaak het nie. Maar daar was 'n hele paar van julle daar die aand. En ek het net daar verskriklik siek geraak. En ja, die res kan ek nie veel onthou nie. Dalk onthou die ander mense meer wat saam met my was, my ondersteun het. Maar wat die vyand nie geweet het nie, is hy het my probeer keer, maar hy het my hier by die kerk probeer keer, en hy het nie geweet, daar's 'n hele intercessiespan, wat hom nou in sy spoor gaan keer, wat besig is om te bid, hier's 'n dokter wat besig is om 'n siek te oefen, wat dadelik kon inspring, daar's 2 van my baie goeie vriendinne, wat langs my sit, 'n mentor, hy het nie dit alles deurdink nie, so, net om te sê, partykeer gebeur daar goed wat ons spore, ons geestelike oë ook kom verdof en probeer om 'n nuwe sluier oor ons gesig te sit. Maar in hierdie tyd het die Here net reguit vir my gewys, wat is die pad wat jy links moet stap, wat is die pad wat jy regs moet stap, jy is genees, staan daar in die genesing, staan daarvoor. Charles het heeltyd as hy my gesien het gesê, jy is gesond, moenie vir my sê dit gaan beter met jou nie. Dit is al klaar. En om daarvoor te staan, en dat dit in 'n geestelike gemeenskap gebeur het, geloofgemeenskap in die kerk gebeur het, was vir my ongelooflik, want daarna het my geloofsgemeenskap eintlik daarmee gedeel vir my, namens my. So dit is hoekom dit belangrik is, dat as dit met ons sleg gaan, dat ons nie onttrek en wegbeweeg, en een kant jouself gaan isoleer nie, maar bly in die geestelike gemeenskap, want dis wat jou dra. Okay. Baie dankie. Wonderlik. Dankie Eloise. So jy kan verstaan, hoekom ons graag wil hê moet in 'n groep betrokke raak, by mense betrokke raak. Ons het mekaar nodig. En wat 'n voorreg om deel te kan wees van 'n familie. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou van hierdie familie. Ek dink ons gaan so 'n paar miljoen jaar gaan ons nog met mekaar saamkuier. En dan weet jy nog 'n miljoen jaar. So jy vergewe nou en kry klaar en maak vriende en jy lief vir mekaar. Kom ons doen daai ene. En dat jy nie goed hoef uit te sorteer net voor die hemel toe gaan nie. So ek wil graag vanoggend met jou praat bietjie oor die pad na die einde. So terwyl die ingenieurs die goed uitsorteer. Wat ons gaan doen vanoggend is, ek gaan bietjie voortbou op wat ons laas Sondag net gesê het. So ek gaan 'n baie belangrike onderskeid tref vanoggend wat ek wil hê moet verstaan. En dit is nodig vir ons, kan almal die bord sien, as julle, okay, daarmee Charles om af van bo op die, okay, Charles net so op sy senuwee is hier so, kom ons gaan voort, okay, ons gaan kyk bietjie na Israel, en eindtye,
daar's 'n plek waar die Here 'n pad loop met Israel. Baie belangrik om dit te verstaan. Daar's 'n eerste fase, ek gaan so 'n kort stukkie van die gesprek wat die engel met Daniël gehad het, gaan ek met julle deel en die gevolge daarvan en weer eens die bergtoppe. Sien daar so is plekke waar Daniël sien 'n sekere ding, daar's 'n vallei, hy sien 'n sekere ding, so daar's sekere valleie waar hy net die hoogtepunte sien. Hy sien hier iets wat die engel vir hom sê, hy sien hier iets en hier iets in Daniël 9. Ek weet en alles gaan rondom die volk Israel en die tydskedules wat God uitgewerk het vir hierdie nasie. En interessant genoeg, daar's baie opinies rondom moet ons nou Israel erken, moet ons dit, moet ons dat, wel, die Here erken Israel. En dan sou ons sê, maar daar's nou hierdie Jode, en dis nie Jode nie, dis vals Jode, en wat Askenazi Jode, en ek weet nie wat se Jode nog alles nie, maar ek wil sê is dat, wanneer God kyk na 'n nasie, wat hy herstel, het hy 'n rede, hy doen dit. Daar's 'n definitiewe doel, hoekom hy dit doen. So ek wil jou uitdaag vanoggend om bietjie te kyk daarna, en dan ook nie verward te raak met dit, wat God met die kerk doen nie. Maar wat gebeur met ons is dat daar's 'n pad wat jy met Israel loop, maar daar's ook 'n pad wat jy loop met die kerk. En die twee is nie mengbaar nie. En baie wat gebeur met die eindtyd situasie is, nou probeer ons die pad van die kerk uitwerk, op grond van die Here met Israel doen. En dan kom die verwarring, dan raak ons moedeloos, en nou hoop ons vir 'n wegraping, en hoop vir dit, en op 'n verkeerde plek, en ons het al hierdie goedjies so. Wat ek gaan doen is, ek wil graag vanoggend vir jou lees vanuit Daniël hoofstuk 9, en ons gaan lees vanaf vers 25. Nou ek gaan hom lees, en dan sodra wat om daar soos die masjinerie op 'n eie. Bergtoppe van die profesie vir Israel. Alright, eerste een is, ons wil lees Daniël, en kom ons kyk gou daarso, kan jy hom sien, is hy groot genoeg. Daniël hoofstuk 9 vanaf vers 24. Nou wat belangrik is van hierdie stukkie, is dat die engel praat met Daniël, hy sê 21 dae vasgedoen, na God geroep, en die Here ontmoet vir Daniël, hy sê vir hom, Daniël, dis die volgende wat gaan gebeur met jou volk in die dae wat kom. En hy sê vir hom, tye van 70 eenhede van 7 is vasgestel vir jou volk en vir jou heilige stad, om die ongeregverdigde dade tot 'n einde te bring, die oortredings te beëindig, die sonde te versoen, geregtigheid sonder einde te bring, die visioen en die woorde van die profete vervul, en die allerheiligste plek, kom ons lees hom weer, wat geregtigheid sonder einde te bring, met ander woorde is Jesus, hy sê die visioen en die woorde van die profete vervul, en die allerheiligste plek ingewys sal word. Weet en verstaan dit, vandat die bevel uitgaan, om Jerusalem te herstel en te herbou, tot die gesalfde leier kom, is daar 7 eenhede van 70, en dan nog 62 eenhede van 7. Jerusalem sal herstel word, en sy strate en watervore sal herbou word, onder moeilike omstandighede. Na die tyd van 62 eenhede van 7 sal die gesalfde leier doodgemaak word. Hy sal niks besit nie. Die stad en die tempel sal vernietig word wanneer 'n koning en sy leer daar kom. Sy einde sal met oorstromings kom. Dit is bepaal dat daar oorlog en ellende sal wees tot aan die einde toe. Hy sal met baie ooreenkomste sluit, 'n tydperk van 'n eenheid van 7, en vir 'n halwe eenheid sal hy die praktyk van die offer ophef. Hy sal 'n veragtelike ding oprig wat die tempel verontreinig, tot die tyd aanbreek, dat dit wat oor hom bepaal is, oor hom sal losbars. En Daniël kry hierdie hele stuk, en ek kan dink, Daniël luister daarna, hy skryf dit neer, maar hy het geen idee van wat hy hoor of sien nie. En dit is so belangrik om die ding te verstaan, is dat daar is 'n sekere plek wat hy sekere goed kon sien, sekere goed was vir hom duidelik gemaak, maar andere kon hy nie. En kom ons kyk baie vinnig na wat het gebeur. Volgende ding is, wat ons sien is dat Esdra kry die opdrag. 458 voor Christus, ongeveer daai tyd, kom koning Darius en sê, gaan terug, gaan herbou die tempel. En dit word genoem hierso, die tempel moet herbou word. Dis dan ook dan die sogenaamde tweede tempelperiode wat bestaan. Volgende wat gebeur is, Nehemia herbou Jerusalem in 433 voor Christus. En al hierdie profesieë word in vervulling 200 jaar na Daniël geleef het. Met ander woorde, daar is 'n tydperk wat verloop, en ons sien hierdie goed besig om te gebeur.
Ek het rede kom ek dit vir julle opsit vanoggend. En dan ook die ding van, nou sien ons ook, hy wys heen na iemand wat 'n ewige geregtigheid sal vestig, sal gebore word. Jesus word gebore 4 voor Christus. Moenie bekom dis die tydkalender nie. Almal het hom raaiwerk gedoen, toe kom hulle agter met jaar 0, is nie toe Jesus gebore was nie, maar actually 4 jaar voor die jaar 0. Alright, nou is dit 4004 voor Christus. Jy verstaan wat ander, as 'n klomp goed. Nog en ek gaan nou verduidelik hoekom ek dit so duidelik neersit. Is die volgende wat gebeur is, Jerusalem word vernietig 70 na Christus. Dit is beskryf. Jesus sê, geen steen van hierdie tempel sal op mekaar bly nie. Hy sal vernietig word. Dit gebeur. Onder Titus word hierdie tempel vernietig. Jerusalem word vernietig. Baie interessant. So 70 na Christus. Lukas verwys daarna. En wat toe gebeur is, toe Jerusalem vernietig is, toe kom ons by die plek waar die tye van die nasies aanbreek. Anderwoorde, die nasies gaan Jerusalem vertrap vir x aantal jare. So as 'n klomp goed dat gebeur wat Daniël in daai klein tydjie sien van wat gaan gebeur. Uiteindelik verwys hy na die anti-kris en al hierdie goed dat ons nie vanoggend op tyd gaan spandeer nie, omdat daar's geen duidelike aanduidings van die anti-kris wat opstaan ensovoorts in ons leeftyd nie. So of nog nie. Wat ek wil lees dat ons sal kom in die plek van dit is wat die geskiedenis sê, wat net in daai stukkie wat die engel met Daniël praat, is dis wat gebeur het. Hy sê dan ook Israel word herstel. 1948 word Israel se staat verklaar. Met ander woorde, nou sê die ouens, nou die tye van die nasies het 1948 opgehou. Of het presies so is, gaan ek nie vir weer opklaar vanoggend nie. Daar's honderde nasies daaroor. Oor die ding van Israel het 'n staat geword. Nou kan ons vir die tydkalender van die 7 jaarweke aanpas en sê van hier af moet daar sekere tyd verloop tot die wederkoms. Dis ook ons baie keer die wederkoms so misvat. Nou maak hulle sommetjies op Daniël se 7 jaarweke, die 70 weke en die 62 weke en al hierdie goed. Wat ook wel jy moet verstaan is dat daar's 'n plek wat God gesê het, ek sal my volk terugbring. Ek sal my nasie herstel. En dis wat gebeur het in daai tyd. En intussen is daar 'n klomp Jode wat roeimeer het nog steeds te midde van die oorlog in Israel, is hulle besig om terug te gaan Israel toe. Destyds toe die Eystergordyn val, is 2 miljoen Jode terug uit Rusland uit daai oorspronklande uit terug Israel toe. So met ander woorde, almal het 'n juk om terug te gaan soen toe, al wat die Jood is. Hoekom? Die Here roep hulle. Hy sê in sy woord. Ek gaan nie al die verse vir jou noem nie. Hy roep hulle terug na sy plek toe, wat hy sê, dis waar ek met julle sal deel. So dis besig om plaas te vind. En nou sê hulle goed, Jerusalem word as die hoofstad van Israel verklaar 1950. En 1980 word dit in die grondwet ingeskryf as die onvervreembare reg van die volk van Israel, Jerusalem is die hoofstad. Nou watter datum kies jy nou om jy sommetjies van te maak? Wat ons wel sien is, God sê, dis wat sal gebeur. So 'n klomp bergtoppe sien ons, wat plaasvind, waar die Here met Israel 'n pad loop. So, dis die een belangrike faset dat ek graag mee wil deel vanoggend, is dat daar's 'n plek, waar Israel nou vir 70 jaar bestaan, en skielik kyk ons na die getal 70, profeties wil ons dinge weer uitwerk, en ek wil jou garandeer, die sommetjies gaan nie klop nie. Want daar sekere goed wat ons nie kan bepaal, rondom net 'n paar goedjies nie. So, ouens het boeke geskryf oor hierdie 70 jaartalle, en probeer om uit te figure, en uit te, dis wanneer hierdie gebeur, dis wanneer daai gebeur het, en dan hierdie kalenderbeet, en daai kalenderbeet, wat ons wel sê is, ons kan sien dat die woord is akkuraat, wanneer God gesê dit sal gebeur, het dit gebeur. En ek vanoggend wil ek met jy in jouself vasmaak is, dat wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons na God se woord kyk, moet jy verstaan, dis akkuraat. Baie keer verstaan ons dit nie, baie keer maak dit nie vir ons sin, hoe dit lyk nie, maar as jy in die geskiedenis terugkyk en jy sê, goed, daar is sekere hoogtepunte wat kon bewys word, met min of meer datumtalle. En deel van profesie is, 'n profesie wat 'n ou vandag hier uitspreek en word môre vervul, het ek 'n vraagteken oor. Wanneer daar tyd verloop het, wanneer daar profesie is, dan weet jy, hierdie ou Daniël kon dit nie beïnvloed nie. Is jy al reg daarmee? Vandag moet jy weet dat daar's baie sulke profetiese woorde. Nou is daar 'n klop ander woorde. Dis nou net Daniël se 3 verse. Nou kyk ons na hierso is 'n ou in die naam van Esegiel. Hy sien 'n klomp goed wat in Israel gebeur. Hier is nog 'n klomp pieke tussenin. 'n Jesaja en 'n Jeremia. En as jy al daai klomp bymekaar sit, die 'n klomp komplekse profetiese aksies wat God besig is om deur te voer met Israel.
En dit ding is baie belangrik om te verstaan, is dat jy kom by 'n plek wat al hierdie goed werk saam, na 'n plek toe wat God sê, dis my pad wat ek met hierdie volk loop. Interessant genoeg dat tot op hede kon niemand nog Israel klop nie. Al die Arabiese nasie het probeer, Israel het nog elke keer gewen, want God se hand was op hulle. So nou vergeet nie, ek het baie boeke gelees, en wat ek altyd sal onthou, Lance Lambert skryf in sy boek, juist oor die 6-daagse oorlog, toe die Syriërs met hulle 200 moderne Russiese tanks kom, hier sit Israel met 40 ou Tweede Wêreldoorlog Centurion tanks, hulle het nie eens ammunisie nie. Want Britannië het gekeer dat die ammunisie deurkom na hulle toe. Daar was 'n hele ding rondom dit. Een van die commanders, hy was nie 'n Christen nie, maar hy sit in sy tank, hy sê, ek sien, dis soos 'n hand wat op hierdie Syriese weermag kom staan en hulle daar stop. Hulle het nie beweeg nie, totdat ons ammunisie deurgekom het met 40 tanks, vernietig hulle 200 tanks. Wie het saamgewerk? Ons praat van 'n klompie jare terug, vorige eeu. So met andere, God is betrokke by wat hier gebeur. Hy is betrokke by die proses wat hy besig is met Israel. Waartoe gaan hy met hulle? Ons kan lees in eindtyd kategorieë verstaan as jy die profetiese woorde lees, maar dit is belangrik om te verstaan dat God het 'n plan en hy werk met hy plan. Sy woord is akkuraat. Nou hulle kom by 'n plek wat baie belangrik is, en dit gaan oor ons wat hier so is. Nou skryf Paulus, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En die hele relaas wat hy skryf rondom Korintiërs, hulle geestelike lewe, al hierdie goed, maar 'n belangrike fokus is, ons leef in die eindes van die eeue. En ons sien hier, so is nie 'n tydperk betrokke nie. So daar is 'n plek wat ons as kerk, ek gaan ons sommer net hier so skryf kerk, of dan die Ekklesia, die uitgeroepenis, is daar by ons 'n plek waar die Here vir ons 'n seisoen het. Hoe werk hy met ons? Nou, ek wil vanoggend 'n konsep neersit, wat ek wil hê jy moet vir jouself vasmaak vandag. En die eerste ding is, daar's 'n leefstyl profesie, of 'n profetiese leefstyl, hoe jy dit ook al wil noem, is dat jy kan sê, ons is uitgeroep, en daar's nêrens 'n plek waar die Here sê, die kerk gaan nou deur, dit gaan nie. Daar's een piek, wat ons het. Jesus Christus het aarde toe gekom. Hy is gekruisig. En hierso is baie belangrike ding wat gebeur is, hy die mag van die boosheid hy gebreek. Dan is daar 'n derde piek, waar ons kom, die Heilige Gees uitgestort. Kom ons maak hom rooi. Die Heilige Gees is uitgestort oor ons as kerk, om ons te bemagtig, te bekragtig, om 'n klomp goed te kan doen, om hom te verteenwoordig, 'n wêreld om te dop. En dan is daar 'n plek wat hier 'n vallei is, tot en met die wederkoms. Hierso kom Jesus weer terug, maar hierso is 'n hele vallei, waar die kerk nie noodwendig deur, kom ons sê, profesie gelei word, in terme van, dis wat met die kerk gaan gebeur, nie, maar as 'n proses wat hy sê is, hier leef ons as oorwinnaars, en ons het te leef geslag na geslag as dit. Ons kan volg wat die Here met Israel doen, dit gee vir ons 'n aanleiding van die tyd van die geskiedenis, maar vir die kerk is daar nie 'n profetiese woord, nog gaan die Here ons so besoek, dit gaan weer gebeur, die kerk gaan 'n ballingskap, die kerk gaan nie weer opgerig word nie, maar hier is 'n prosesse wat die Here aan die gang sit hier, wat ons vir 'n volgende, kom ons sê 2000 jaar moes beleef. Maar in daai tyd gebeur baie goed, ons gaan nou daarby stil staan 'n bietjie vinnig. Tot op net 300 na Christus, was die kerk baie lewendig, aan die gang, passievol. Toe kom broer Konstantyn, en die uitvloei daarvan is die Rooms-Katolieke kerk, wat veroorsaak dat 'n donker middeleeue kom. Toe die paus ontdek dat Petrus het 'n skoonma gehad, toe is die celibaat Petrus, wat nou die eerste paus is nou, dis nou 'n probleem, want die paus is nie getroud nie. Klomp goed dat gebeur, daar vat hulle die Bybel af van die mense af. Alright, so, die donker middeleeue kom in, en daar's 'n klomp goed dat gebeur, maar daar was ook die Anabaptiste. Dit was 'n groep ouens, wat net gesê het, ons kompomeer vir niks nie. En dwars deur al die eeue, is daar altyd 'n groep wat God gebruik het, om sy standaard te handhaaf, en te bly behou. Hulle is vervolg, die Rooms-Katolieke kerk het dit doodgemaak, al die goed het gebeur, en daar het niks gekeer nie, uiteindelik het hulle net gegroei. Nou wil ek graag kom by nog 'n plek wat ons sê, goed, dis nou hoe dit lyk.
En ek wil gaan na 'n punt te werk, wat ek glo die Here is besig om ons te bring weer by 'n punt waar as jy kan sê, goed, ek verstaan die woord is akkuraat. Dis die mees belangrike ding, as ek dit vanoggend by jou in die hart kan uitkry, is dat, wanneer die Here sekere goed sê, bedoel hy dit. As hy beplan het, om Israel op die manier te lei, daar is soveel profetiese woorde, ons kan dit ontleed as jy wil, en dan kan dan gaan kyk, maar dan kom ons by die kerk. En gedurende die tyd van die kerk, het die Here op baie maniere die kerk weer opgewek. Het hulle, dan loop dinge skeef. Interessant genoeg, net 'n paar goedjies, Jan Haas, is een van in Europa, een van die eerste manne wat opgestaan het gesê het, hoorie, Jesus Christus. Hy word verbrand op 'n brandstapel, maar hy profeteer, hy sê, vandag het julle, what you killed the goose, maar in 100 years, was sy naam, a swan will rise, dis reg. En wat gebeur is, terwyl hy besig met brand, skree hy, today you killed the goose. Daar is my Afrikaans en Engels teen mekaar, ek moet Afrikaans doen, dit werk nie. Hy sê, but in 100 years, a swan will rise. En wat toe gebeur het is, 100 jaar later staan Martin Luther op, teen die Romeinse kerk, en hy breek hulle mag. So God het reeds 'n plan gehad, om te sê, dis hoe dit gaan werk. Dis hoekom ons nog steeds vandag 'n Lutherse kerk het. Luther het opgestaan, daarna het 'n klomp hervormers opgestaan, en deur die eeue heen het God ouens opgewek soos John Wesley. Ons praat van Jonathan Edwards, praat van Charles Finney, klomp ouens wat groter lewens veroorsaak het, waar die Here heeltyd besig was om sy kerk op te wek, op te rig, en met ons besig sou wees om, dat die kerk het nie dood gegaan, was voortdurende bewegings gewees, reg oor die wêreld. En dit is vir ons nodig om daai ding vas te maak. En ek wil vandag dat jy sal weet, dat vandag nog steeds die Here besig om sy kerk op te wek, en nuwe dinge te doen in ons midde. En hoekom is dit so? Wat het gebeur? Hoekom sukkel die kerk op hierdie manier? Wat gebeur is dat die kerk kry lewe. Hierso is sy herlewing. Ek gaan nou sommer so 'n warrelwind maak hierso, van daar's 'n warrelwind van lewe wat kom, en die Heilige Gees werk met sy kerk. Almal is so opgewonde, weet, ons sit nou, Martin Luther het 'n klomp goed gedoen, ons kan weer glo in geregtigheid, en nou begin die kerk 'n pad te loop. Wat nou gebeur is, nou word ons die Lutherse kerk. Plek om die kerk van Jesus Christus te wees. So wat nou gebeur is, nou kamp ons by sy waarheid, vir die volgende 500 jaar. Tussen het God aanbeweeg. So het 'n klomp hervormers, John Wesley opgerig. Alright, hier is John Wesley, daar is 'n herlewing wat plaasvind. En daar is John Wesley, wat 'n kragtige skudding bring in Engeland. Engeland was besig om onder te gaan, moorde elke dag, die lijk het in die straat rond gelê, hy begin te preek. Interessant as jy bietjie sy verhaal lees, hy sê, vandag het die beeste wat hulle ingejaag het in die skar, my 2 keer amper van my tafel afgestoot, en terwyl ek besig was om te preek, maar die herlewing maak dat Engeland gered word. So ek God op, Charles Finney, Jonathan Edwards, wat in Amerika, wat hulle praat van die Great Awakening. Klomp goed dat gebeur, dat God sê, ek los nie die mensdom nie. Ek gaan so met 'n paar noem. So is 'n klomp plekke, maar elke wat gebeur is, nou het ons die Methodiste kerk, en ons verval weer in tradisie. Nou moet God weer hou opwek. 1906, die Azusa Straat herlewing, hier nog 'n herlewing, wat God weer 'n kragtige beweging aan die gang sit, en ons is vandag die vrug daarvan. Al die Pinkster charismatiese kerke kom vanuit daai, is gebore vanuit daai 1906 Azusa Straat herlewing. So God is heeltyd besig om sy kerk vorentoe te vat. Toe begin die restaurasieprosesse van die gawes, toe op Heilige Gees, die 'n 5voudige bediening, al hierdie goed word so is 'n geskiedenis, maar elke keer haak ons vas by dit wat ons geleer het. En ons fokus nou op, nou is ons 'n Pinksterkerk, nou is ons 'n charismatiese kerk, nou is ons 'n vernuwingsgemeente. En ons probeer die hele tyd identifiseer met lering eerder as met Jesus. Ek wil vanoggend net daarom met jou in die hart vasmaak vanoggend. Want dis wat elke keer gebeur, nou verval jy ons in tradisie. En wanneer ons in tradisie verval, beklei ons vir die gewoontetjies wat ons aan vashou. En ook net vanoggend wil ek hê dat jy daai gewoontetjies moet jy weet, die Here gaan jou help om los te kom daarvan. Alright, daar's voortdurende groei wat besig om plaas te vind. As jy nou teruggaan in die kerk, ek gereformeerde ouens sal nou weet,
Daar op 'n stadium het jy met 'n Manelpak kerk toe gegaan. Alright, en die ouderling diakens het 'n Manelpak aangetrek en jy sit voor in die banke daar. Skielik kom vernuwing, daar's 'n revolusie aan die gang van ons wil nie meer pakke dra kerk toe nie. Was dit 'n oorlog? En ons beklei oor hierdie ding van, gaan ons nou 'n pak aantrek, gaan ons nie 'n pak aantrek nie. Ek meen, dis 'n synode chaos, alraai, die hele ding gebeur. En, uiteindelik is die pak daarmee heen. Kom ons kyk die Pinkster ouens. Nou draai tannies hoede. En hoek skoene. Alraai. En, tussen die oorlog van, ek meen, wat het van daai hoed nou? Maar die Here het gesê, jy verstaan, 'n vrou moet haar hoof bedek. En ons prentjie is dit 'n hoed. Raai met vrugte op en vere, en al sulke goedjies. En die hoed raak 'n mode, jy verstaan, as dit hierdie hoed, as dit daai hoed, ek ben intussen, toe ons sê, ons wil weg toe met hoede, is dit hierdie massiewe oorlog oor nonsens. Alright, wat onrelevant is, tot wat Jesus Christus besig is, om sy kerk daartoe te vat. Ek wil volgende met hierdie vir jouself vasmaak is, dat ons 'n sekere gewoonte is ook wat die Here hier gaan breek dalk. Dat ons kan terugkeer by die plek wat hy sê, dis vir die kerk wat Jesus wil hê, ons moet wees. En ek wil hê dat jy vanoggend daarin sal vasmaak in jou hart. Ek gaan dalk nie uitkom by al die verse wat ek graag wil deel nie, maar een wat ek wil sê vanoggend is dat die Here is besig om vir ons te vat in 'n proses waar ons kan loskom van goed wat soos kettinge aan die enkel vasgemaak is. Alright, en 'n sekere gewoontetjies. Daar's sekere goed wat die Here verwag van ons. Daar's sekere goed wat hy sê dis hoe die kerk behoort te lyk. Ons gaan nie daarvan afwyk nie, maar kom ons hak nie vas by dit wat eintlik onrelevant is nie. Een van die hartseer goed is die Russiese ortodokse kerk. Net voor die revolusie uitbreek, het hulle urelange debatte gehad oor hoe lank moet die mantel wees. Hoeveel geëdelsteentes moet op die Bybelse voorkant wees? Hulle het mekaar opgestry oor 5 cm. Die volgende dag breek die revolusie uit en almal van hulle doodgemaak. Dis nie waar ons wil wees nie. Ons wees by die plek wat ons sê, ons wil 'n lewende organisme wees wat in die vryheid van Jesus leef en oorwinning leef. So vanoggend as ek nou met jou praat oor hierdie goed, wil ek hê dat jy moet verstaan dat daar's 'n plek waar die Here sê, ek het jou geskuif van wette af na die plek dat die wet in jou hart geskryf word. Ek het julle skoon gemaak, julle is gewas deur die bloed van Jesus. Ons lees dit in Esegiel, ons lees dit ook in Hebreërs, wat hy sê, ons is die getuienis. Die Heilige Gees getuig, ons het die wette wat in ons hart geskryf is. Jy gaan nie meer na 'n altaar toe nie, jy lees nie meer die 10 gebooie nie, jy verstaan asof dit die wet is nie, die wet is in jou hart, 'n wet van liefde. Dis hoekom Jesus baie keer gesê het, hy sê, ek wil 'n nuwe wet vir julle gee. Johannes skryf dit ook, wat is sy wet? Nuwe gebod, mekaar lief te hê. As ons sê God is liefde, beteken dit liefde moet in jou kan werk. Ons gaan baie van die goed gaan ons bietjie begin hanteer, maar ek wil graag 'n fondasie neersit vandag, is dat wanneer God iets sê, beteken dit, hy is ernstig daaroor. Hy het nie gewonder hoe om 'n boek vol te skryf nie. So as ek volgende vinnig deur 'n paar goed hardloop, dan is dit belangrik om te verstaan, ons gaan baie tyd daarmee spandeer. Een van die goed wat ek graag wil hê jy moet verstaan vanoggend is, die kerk kan nie oorwin word nie. Simon Petrus antwoord sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Die erkenning van Jesus Christus is waarop die kerk gebou is. En Jesus sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. So God die Vader sê, Jesus Christus is die fondasie van die kerk. Niemand gaan dit kan wen. Hy sê, jy's Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, as 'n plek van oorwinnende posisie wat jy klaar ingeneem het, wanneer Jesus Christus erken. En baie keer verloor ons die stryd, omdat ons ons kop toelaat, om die vyand sy gedagtes te dink, en dan verloor ons. En dit ons mekaar nodig het. Ek hou van so wees getuienis. Ons het mekaar nodig. Nie een van ons kan op ons eie oorleef nie. Dis hoekom ek praat van 'n liggaam. Hoekom ons mekaar nodig het om perspektief te kan hê, met mekaar te kan praat. Ons kuier gereeld as 'n groep geestelike leiers saam. Die rede daarvoor is dat ons hoor dat ons mekaar sê, waar is ons? Wat deel ons? En daar's perspektiewe wat deurbreek wat ons sê, "Sjoe, okay, dit verander my lewe."
Ons het mekaar nodig. Ek wil hê vanoggend wil ek hê jy moet verstaan, jy as 'n kind van God kan eintlik nie oorwin word nie. Wat wel gebeur is, jou verkeerde besluit te maak dat die vyand jou onderkry. Maar ek wil hê vanoggend met jou hart vasmaak, as Jesus daar sê, hy sê, op hierdie rots bou ek my gemeente, die openbaring van Jesus Christus. Die poorte van doderyk kan dit nie oorweldig, beteken dit, jy kan nie oorweldig word nie. Ons laat toe dat die vyand ons intimideer, ons brein spoel, ja, jy kan dit nie maak nie, man, nee, jy weet, jy verstaan, jy het nie genoeg geloof nie, klomp argumente en goed wat hy gebruik om jou met vrees vast te pen dat jy nie kan beweeg nie. Want die oomblik wanneer die kwaad word, die duiwel sê, that's enough, skuif die hele sisteem. Ek kan getuig daarvan. Baie keer kom hy vyand en dan druk hy in 'n blik, vroeër jare ook. Dan was ek 'n jong Christen, en hy vertel vir jou, nee my broer, jy het te veel sonde. Jy verstaan, jy gaan 'n laagklas Christen bly, just forget it, jy verstaan, jy gaan nooit vir die Here kan getuig nie. Nou, in daai tyd het ons straatwerk gedoen, onder andere so stukkies aan Pietie Victor. Nou ek weet, nou straatwerk is nie my passie nie, dit is baie mooi verstaan. Nou kry jy hierdie stapel traktaatjies, dan moet jy hulle uitdeel, met elke moet jy nou praat. Man, dit was 'n sweterige affære. Heeltyd sê myself, jy het dit net nie, jy kan dit nie doen nie. Jy het nie 'n getuienis nie, jy het niks nie. Op 'n dag raak ek kwaad. Gryp jy naast hom, praat met hom. Nou bid ek, Here, laat niemand by my verbykom nie. Laat hierdie beker by my verbygaan asseblief, Here. Jy verstaan, laat niemand belangstel met te praat. Jy kyk hierdie ou so, nee, hy en sy meisie baie gelukkig, hulle gaan nie, dankie tog. Tot op 'n dag sê ek, Here, dit is nonsens. Waar het ek geëindig? Ek staan vandag vir julle. Sê, niemand gaan my verder intimideer. Ek leef nie verder verskonend. Ek is 'n kind van die koning. Ek wil hê vanoggend hier daai vir jouself sal vasmaak. Ons het gesag. So may I tell you that whatever you as church bind on earth will in heaven be held as bound. Whatever you lose on earth in heaven be held to be loosed. Ek wil hê vanoggend, ek het hom in Engels so neergeskryf, die Weymouth vertaling, hy sê, ons as kerk, dit beteken, wanneer ons hier gaan saam bid oor sekere goed, kan ons 'n storm losmaak van lewe en oorvloed in die wêreld rondom ons. As hier begin om dinge teen te staan as 'n gemeente, as 'n kerk van Jesus Christus, beteken dit, die Here sê, ek het my kinders gehoor, stop hierdie lorry net hier. Ek wil hê vanoggend dat jy dit vir jouself deeglik sal vasmaak, is wat God sê. Hy sê, receive this truth, whatever you forbid on earth, will be considered to be forbidden in heaven. Whatever you release on earth, will be considered to be released in heaven. En dan sê, as jy saamstem. En saamstem beteken nie, ek sê gou, my suster, stem gesaam, bid gesaam, maar jy verstaan, ek soek iemand om mee saam te stem, om my begeerte te vervul nie. Dit is wat hy sê nie, hy sê, wanneer ons God se wil soek, ons begin om te sê, Here, dis u prentjie, ons verklaar herlewing oor Namibië, dit sal so wees, dan sal God sê, ek maak dit los. Hoor in my hart? As 'n kerk wat saamstem, 'n kerk wat sê, dis waartoe ons gaan. Ek wil hê vanoggend dat jy jouself sal begin heroriënteer. Jy kan nie gewen word nie. Jy het gesag in die geestelike wêreld. Krities belangrik om hierdie ding te verstaan. En daai gesag is altyd ook gekoppel aan die mense rondom jou. Jy is nie die single hero nie. Jy is deel van die liggaam van Jesus. En daai ding is van kritiese belang. So, weer eens, ons is kragtig. Interessant dat hy sê, hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Hy praat met ons as Christen, hy sê, hou op sukkel om weer uitfigure, wat gaan nou gebeur, hoe het gaan gebeur, as jy uit jy belangstel, volg die geskiedenis van Israel, geniet dit, maar jy moet weet, daar is 'n plek wat ons as kerk het 'n werk om te doen. En daai werk het 'n konstante proses tot sy wederkoms. Dan sê hy, maar, julle sal krag ontvang, want die Heilige Gees oor julle kom. En ek wil hê vanoggend, as jy nou self kyk, ek wil jou 2 sekondes vra, sien jy jouself as kragtig of kragteloos? Ons het almal verskonings.
Nou gaan ek uitdaag. Ons gaan die Here vertrou, dat in die proses wat ons nou by die pad begin loop, in hierdie proses gaan ons die Here vertrou vir groter wonderwerke wat plaasvind hier in die gemeente. Nie vir 'n genesing een keer per jaar nie, maar elke Sondag. Elke week wanneer die groeigroep bymekaar kom, daar wonderwerke gaan gebeur. Ek wil hê vanoggend dat jy hierdie vir jouself sal vasmaak is, hy het gesê julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. So jy het al die krag reeds binne in jou. As jy gedoop is in die Heilige Gees, het jy daai krag binne in jou. As jy in taal praat, alles is daar. Maar die kop sê vir jou, Hoor wat ek sê? Ja, maar broer, jy moet verstaan. Nou, die Heilige Gees verstaan nie. Hy sê ek het alles vir jou gegee, gebruik het. En dis jy waar geloof in kom. Wat ek graag wil hê vanoggend, wat jy moet verstaan is dat die Here wil hê ons begin opstaan in geloof. Al bid jy vir die kat elke dag tot die kat gesond is, jy verstaan, gaan oefen iewers. Daai verlepte plantjie wat nie wil regkom nie, bid vir die ding man. En dan bid jy vir mense. Alright, ek wil hê vanoggend dat jy jou geloof sal begin uitsit, want jy het die Heilige Gees in jou. Jy het die bekragting van God in jou. Kom ons vra nie verskoning nie. Moenie sê maar ek bid nie genoeg nie, ek is nie heilig genoeg nie. Los daai goede, begin sê Here, ek wil u krag vrystel. Dan los jy hom om jou te help om dinge uit te sorteer wat vir hom belangrik is. Hoor wat ek vir jou sê. Jou lysie van goed is wat jy verstaan van jouself. Dit is nie God se lysie nie. Wat jy sien as foute is dalk nie vir God so belangrik nie. So is nodig om te sê, Here, wat sien nie? Wat moet ek verander? Hoe kan ek inskuif na die plek van oorwinning? Dis die goed dat ek wil hê, wat ons mekaar gaan uitdaag op. Ons wil geestelik groei. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil 'n wenner wees. Ek wil heeltyd wen, ek wil heeltyd groei. Ons kan nie moeg raak nie. So ek wil hê vanoggend daag ek jou uit. Jy het die krag van die Heilige Gees. Kan nie daai besluit neem vanoggend, net op hierdie 3 goed, te sê, dis wie ek is. Ek kan nie gewen word nie. Ek 'n bietjie mediteer daaroor toe Jesus in die boot is. En die Here sê vir my, daai boot is onsinkbaar, want my werk was nie klaar nie. Maak nie saak wat se storm gekom het nie. Die disippels het anders gekyk. Hulle ken die see. Hulle weet as hierdie golwe so lyk, moet jy weet, ons sink vanaand. En jy het al hulle goedjies uitgedaag. Loop Jesus op die water. Ek het hy geniet. Hulle skree van vrees. Hoekom? Die tradisie het gesê, as jy 'n spook sien op die water, moet jy weet, ons sink, jy gaan sterf. Wat doen Jesus? Hy daag daai ding uit. Ek meen, hier is die Christene saam met Jesus in die boot, jy verstaan, hulle het wonderwerke gesien, al die goed te sien, God het groot gedoen, hulle het so pas duisende mense kos gegee in die bootjie, en hy kom daag hierdie tradisie uit. Hulle skree van angs, want hulle sien die spook, hulle weet, goodbye broer, ons gaan nie langer leef nie. Dis hoekom Petrus impulsief sê, Here, kan ek by water na hier toe kom? Jy verstaan, die skok was so groot, ek dink hy het so net gepraat. Jy sê vir hom, kom, en hy spring in die boot uit. Ons ken die verhaal. Jou boot het God in daai boot. Hoe gaan hy sink? Het die Heilige Gees in jou? Hoe gaan die boot sink? Ek wil regtig hê vanoggend, uit daarna vir sal vasmaak. Jy het 'n woonplek. Jesus sê vir die disippels, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As nie so was en so ek het vir jou gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Jy kan 'n besluit neem vandag, solank as jy met Jesus die pad loop, jy het die ewige woning. Jou plek is klaar voorberei. Ek weet ons praat van dat jy mansion, groot of klein, ek sê ek gee nie om nie, ek weet waarheen ek gaan. Ek gee nie om of dit net 'n slaapplek is wat beter is nie, maar ek weet ek gaan in die hemel wees. So laat ons nie dink oor rykie mansion nie. Okay. Ons spreek baie van die mansion, hierdie wonderlike groot ding, strate van goud of whatever ook al nie. Ek sê man, ek weet ek gaan saam met hom wees. Ek wil Jesus sien. Vertel 'n grappie van die ou wat hy het dus 'n paar goudstawe daarso en hy toe nou sterf. Toe vra hy vir die engel, maar kan ek nie net hierdie goudstawe saambring hemel toe nie? En hy praat baie mooi. Engel is op boontoe en kom terug en hy sê, laat dit saambring. En hy kom toe met sy goudstawe daar by die poort en Petrus sê, wat maak jy met die sypaadjies? Jy verstaan? Wat vir hom waardevol was, net die sypaadjie in die hemel. So kom ons begin kyk na 'n plek wat jy kan sê, Here, ek weet ek het 'n plek. Ek weet.
Ek ken die pad, deur Jesus Christus, na die Vader, deur Jesus Christus in die hemel in. So, ek ken die pad, ek weet waartoe ons gaan. Die laaste ding is, ek wil graag hê, ons sal wonderwerke doen. Jesus sê, vir waarvoor ek sê vir julle, wie in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen. Ons praat nie van genesings en van al die goed nie, ons praat van 'n kragtige getuienis wat mense se lewens verander, wat mense help om by Jesus uit te kom. Al is die hele pakket wat daar is, baie keer is die pakket kleiner gemaak na, ek moet vir hierdie op bid, hy moet ten minste uit die reistoel uit opstaan, of uit die dood uit opstaan, of wat ook al, ek meen, daai pakket sê, jy het 'n kragtige lewe, dieselfde wat Jesus gedoen het, kan jy ook doen. Vir ons is dit nodig om 'n besluit te neem, te sê, Here, ek gaan daai lewe leef. Leer my, wys my, gee my die opleiding, dat ek dit kan doen, wat U gesê het, ek is in staat om dit te doen. En dan is vir ons weg, dan wil jy eers vir ure in tale bid, en dan wil ons so bid, en so heilig leef. Hey man, daai kom vanuit die verhouding uit. Bou jy 'n verhouding met Jesus. Want daai verhouding maak, dat as jy hom ken, daar's 'n vriendskap tussen jou en Jesus, 'n vriendskap tussen jou en die Vader, begin jy te leer, hoe werk sy Gees, Here, hoe gaan ons hierdie ding doen, en dan begin die wonderwerke al hoe groter te word, finansiële wonderwerke, wonderwerke in besigheid, wonderwerke in jou werk, jy goed dat skuif in die atmosfeer van 'n besigheid, 'n klomp goed, dis wonderwerke, dis krag man, is nie net of iemand gesond te bid nie, daar's soveel goed, wat 'n verskil in kan maak. Dan bid jy saam met iemand en die Here help die persoon om deur te breek, soos wat Eloise getuig het. Klomp ons het gebid, en dan breek sy deur. Hoekom? Daar's 'n span. Ons sal nooit wegkom van die feit, dat jy is altyd deel van 'n span. Nou ek leef vanoggend, weet baie keer die ons dit probeer manipuleer, ja maar enigiets wat ek die Vader mag vra, sê dan met my so moedeloos en negatief, hy sê, dit sê die Bybel, hy sê, ek het die Vader gevra, niks het gebeur nie. Nou sê die Here, help my met wysheid. Hy glo absoluut, dis wat die woord sê, hy kan vra wat hy wil. Uiteindelik ons uitkom en sê, goed, is reg. Dink jy daar's 'n lekkasie dalk in jou lewe? 'n Lekkasie, ja. 'n Sonnetjie wat maak dat jy almekaar die krag uitlek wat nodig is om hierdie te laat gebeur. En toe kan ek sien, hier verander die hele prentjie. Ons sal graag deel met die lekkasies in die lewe. Jy het krag, maar wanneer jy doen, as jy 'n volgehoue sonde het, praat nie van jy maak 'n fout nie. Dan teken goed wat ons doen, wat patroonsondes is. As jy daai ding bly doen, bly die krag van die Here uitlek by die plek. Kom ons maak dit toe. Ek wil dit so stel, jy verstaan, so, al van ons maak foute, dis hoekom ons 1 Johannes 1 vers 9 het, wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons daai sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer jy doelbewus en ongehoorsaamheid leef vir 'n tyd en vir jare, gaan jy agterkom, daar's 'n lekkasie. Daai lekkasie maak, daar's nie genoeg krag om te doen wat jy vir die Here vra nie. So, kom ons kyk 'n bietjie daarna, net so te loops. Hy kom ons haal. Wat ek wil hê moet weet, of dit is wanneer jy van ouderdom doodgaan, of dit is dat die wederkoms kom, of jy wegraap, whatever, hy kom jy haal. Met ander woorde, dis klaar bespreek, is vas, dat jy gaan na hom toe. En ek wil daarom vir myself vasmaak, is dat, of die wederkoms in ons leeftyd plaasvind, ek wil graag hê dit moet, as dit nie maak tot dan nie, weet ek gaan saam met hom terugkom. Weet nie vir jou nie, maar, dan sê ek aan die hemel, kyk hoe sukkel hy ons hier onder op die aarde, sê ook die Here, wanneer gaan ons? Hy sê, kom boet, is tyd. Droom bietjie daaroor, want ek weet, dan sê, daar's 'n plek wat ek droom, ek sit in die hemel saam met hom. Ek weet, klomp jare al, weet nie, maar kon hom sien, kon sien wie hy is, sy heerlikheid beleef, ek kon die Vader sien, ervaar, wow, dis die persoon, wat my so lief gehad het, om my ewige toekoms te gee. Maar ek wil die uitdaag vanoggend, ons sal 'n bietjie verder aangaan binnekort, ek wil hê dat ons sal kom in die plek, dat ons as gemeente, wat die kerk van Jesus op aarde is, ons plek inneem. Jy sal verstaan, daar is 'n skeiding tussen wat God met Israel doen, en wat hy met die kerk doen. 'n Klomp Jode kom tot bekering, elke dag. As jy besef van die Messias, het reeds gekom. Maar ek kan nie te werk om te doen, 'n lewe om te leef, wat as die Here Jesus, ons wil U heerlikheid weerspieël, hier waar ek nou is. Ons val nie verskoning daarvoor nie. Leer my asseblief.
So kyk, volgende Sondag as ek kan, gaan ons 'n bietjie praat en sê, okay, wat is beginsels? Hoe leer ons saam met God hierdie ding te doen? Is nie so moeilik nie. Ons maak dit moeilik deur ons denke word gevul met 'n klomp goed wat ons nie moet hê nie. So ek moet verstaan is dat jy's deel van God se proses van almekaar se oplewing. En ons laat 'n oplewing sien. Ons sien dat daar in Namibië tradisies verbreek word en ons vasvang om 'n nuwe lewe te kry in die gees van God. Dit beteken jy gaan mense kwaad maak dalk. Vir 'n goeie doel. Die paus was nie gelukkig met Martin Luther nie. Inteendeel, ek dink hy het sleg geslaap. As hy nog opstaan, hoor jy, maar as nog 'n klomp van my gemeentelede of van my kerke oor na hierdie ou toe. Jy verstaan, was nie van my grap nie. Miskien moet jy die paus kwaad maak, ek weet nie. Of in 'n depressie sit. Is jy reg om te sê, kom ons vat 'n tree. Kom ons groei na 'n plek toe. En daai groei beteken dis 'n verhouding wat jy mee loop. Dis 'n verhouding waarvan dit alles gebore is. Verhouding waar daar liefde vloei. Wanneer jy God se liefde gaan begin verstaan, gaan dit 'n wonderlike proses wees. Jy besef hoe lief hy my het en dat 'n vrymoedigheid. Ek sal nooit vergeet en dan sluit ek af. Ons het ons seuns groot gemaak, hulle geseën en Letitia gaan haal. Ek is op 'n ander plek. Letitia gaan haal een van die groot sprekers daar by die lughawe en sy ouste mannetjie gaan saam. Hy's so 12 jaar oud. Goeiedag, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dankie. Die oom is so geskok, jy verstaan. Hierdie ouetjie se vrymoedigheid. Selfs ek was geskok. Hierdie sê, "Wat is jou probleem?" Hy sê, "Jy het hom geseën om selfvertroue te hê, nou het hy dit. Oom, hoe gaan met jou? Kan ek jou help? Jy verstaan al die goed, my mond hang oop. Ek dink, "O, frek, jy verstaan hierdie." En ek besef toe my minderwaardigheid. James sê, "Here, ek is jammer. Ek maak my kinders groot om 'n sukses te wees, nou bly ek agter. No ways. Nee, daar beleek dit, sê Here. Ek gaan my vrymoedigheid vorentoe gaan." Ek wil hê vandag jy sal begin om jou onvrymoedigheid neer te lê. Want hy het jou lief. Hy glo in jou. So baie van tyd gaan ons spandeer met 'n kabinetplek waar jy deurbreek om te kan sê, ek het vrymoedigheid, want daar's iemand wat agter my staan, wat aan my glo, wat my selfvertroue gee, wat my vrymoedigheid gee, en ek hoef nie verskoning te vra vir wie ek is nie. Kan jy vanoggend dit in jou hart vasmaak? Ons gaan 'n profetiese leefstyl leef. So later uitbreek dit. Daar's meer goed daar rondom. Maar jy is iemand wat profeties 'n verklaring maak aan die wêreld. Jesus Christus leef vandag. En hy is die oorwinnaar. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet. Ons leef saam met die Here. Is 'n opgewonde pad saam met die Vader. Dankie dat ons vanoggend kan kom en kan sê, Here, dankie, U het my gekies omdat U my liefhet. En daarom, Here, kies ek U terug, want ek het U lief. En in daai liefde gaan ons soveel goed leer, om nie 'n performer te wees nie, maar 'n mens te wees, geskape in die beeld van Jesus Christus. Baie dankie, Here, ek is daai beeld geskape. U restoreer my elke dag, ek groei elke dag, want ek weet, my Vader het 'n droom oor my. My naam is op sy lys en in sy hart. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.